So vanoggend, die woord wat ek met julle wil deel, wat die Here op my hart gelê het, en as ek dit kan titel, wil ek sê, my volk gaan ten gronde. Nou daar het ek nou klaar die helfte weggegee vir die wat dit ken, maar my volk gaan ten gronde. En ek wil graag hê eerste, julle moet saam met my lees. So ek gaan vir julle lees van Hosea vanaf die eerste vers, en dit sê, hoor, en dit is in hoofletters, so weer eens, dit sê vir ons, dat spits julle ore, luister wat die woord van die Here sê. Hy sê, hoor die woord van die Here, oor kinders van Israel, want die Here het 'n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. En dan sê hy, hulle sweer en hulle lieg en hulle moor en hulle steel en hulle pleeg oorspel. Hulle breek in sodat bloedbad aan bloedbad raak. Daarom treur die land en alles wat daarop woon, kwyn weg. Die wilde diere van die veld en die voëls van die hemel, ja ook die visse van die see kom op. Laat net niemand met ons twis of ons berispe nie. Nogtans is jou volk soos die wat met priesters twis. Daarom sal jy struikel bedags en ook die profeet saam met jou struikel in die nag. En ek sal jou moeder te gronde laat gaan. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. En toe ek dit lees, en ja, dit gaan nou oor daai spesifieke volk, wat nou al sover alles verkeerd doen in die oë van die Here, en hulle het hulle grondlegging, hulle eerste liefde, het hulle nou al verloor. Maar toe ek dit lees, toe raak ek binnekant my amper koud. En baie mense haal daai versie uit, en dan sê hulle, okay, dit is omdat julle as mense, julle kennis nie het nie. En ja, dit is 'n deel daarvan, maar hierdie vers het 2 skuldenaars. Daar's 2 skuldenaars by hierdie vers betrokke. En heel eerste, het ons die leraars. En dit is nie net die pastore wat op preekstoele staan nie, of wat op verhoogte staan nie, maar enige leraar. Of jy nou 'n woordskool of 'n bidtuur of 'n sondagskool, enige lering, enige spasie wat jy kinders van God vat en hulle leer, is jy in 'n leraarsposisie, en dan is hierdie vers vir jou ook. Die priesters en die pastore en die leraars wat enige posisie van dit vul in hierdie tydperk, dit is jou verantwoordelikheid om daai kinders, om die skape wat die Here aan jou toevertrou het, om hulle te leer en te lei. So hierdie vers gaan eerste aan die priesters, om te sê, hoekom het jy my kinders, my volk, my skape laat mislei? Die woord van die Here sê, dat daar is pastore of herders, wat eintlik dit net doen vir hulle eie gewin, finansiëel, wat ook al dit is, of hulle eie posisie, en hulle doen dit, en God sê, ek gaan kom en ek gaan my skape uit jou hand uitruk, jy sal nie meer 'n weide maak van hulle nie. En hierdie ding, as ons in vandag se wêreld net kyk, hoeveel leraars is daar, en of dit nou 'n motivational speaker is, en nou nie hom of haarself voorgee as 'n leraar nie, daai persoon leer die kinders van die Here. Jy koop 'n kaartjie, jy gaan sit daar aan die bank om te hoor wat het daai spesiale persoon te sê wat die Here gesê het. En dan vat hulle daai verantwoordelikheid nie ernstig op wat dit moet wees nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om almal wat onder ons vlerk is, te leer volgens die Here, volgens hierdie woord. Nie volgens wat Vivian sê, of wat wie ook al sê nie, maar volgens wat hierdie woord sê. Ons het 'n verantwoordelikheid vir dit. En in wat ook ons ambt jy is, as jy by jou werk met iemand oor die Here praat, dan het jy 'n leraarsposisie ingeneem, want jy leer daardie persoon. So dan moet jy seker wees dat jou kennis van God en dit wat jy ken en dit wat die woord sê, is dit wat jy aan daardie persoon oordra. Want hoe gevaarlik is dit, en dit is hoekom ons
hoekom ons wêreld is soos wat dit is. Want daar staan soveel mense wat influencers is, en ek weet nie wat nog alles nie, wat verkeerde lerings aan mense gee, en almal jaag hulle na, en hang aan hulle lippe, en luister wat hulle sê, want dit laat my goed voel. Maar ons het daardie verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid as jy met iemand gaan deel oor die Here, dat jy die woord oopgemaak het, en dat jy volgens die woord van God gaan. Nie volgens wat ek dink dit moet sê nie. Ja, die Heilige Gees lei jou, en die Heilige Gees rus jou toe, as jy nou nie jou Bybel by jou het om vir daardie persoon te sê nie. Maar as jy dink jy gaan iets sê wat nie is volgens hierdie woord nie, dan beteken jy dit nie sê. Want kyk, soveel mense mislei die skape. En ek wil nie eers net praat van die pastore nie, maar dan gaan ons lank praat. Maar ek wil praat van enige persoon wat 'n leraarsposisie het. Ons moet enige persoon wat iemand in 'n leraarsposisie sit, hulle moet die mense kan lei. En as jy die mense op die verkeerde pad lei, dan gaan jy as leraar, nie net die pastoor nie, nou doen Navanda die woordspel, maar kom ons sê sy doen dit nou verkeerd. Nie ek gaan verantwoordelikheid gee, want ons is so trappe van vergelyking nie. Nee, sy gaan verantwoording gee. Tannie sou net gaan verantwoording gee vir haar bid hier en haar self wat sy hou. Enige iemand wat 'n leraarsbediening het, jy staan in verantwoording vir daardie mense. En as daardie mense van die pad af gaan volgens wat jy vir hulle gesê het, dis okay om dit te doen, dis okay om dit te doen, dis okay om so te maak. Ag ons wankel hierdie skrif, maar dit is al net hierdie skrif uit en ons gebruik net hierdie gedeelte, maar ons hou nie die ander goed nie. Dan het jy hulle van die pad af gelei, dan gaan jy verantwoordelik voor God staan. Hy gaan sê, hoekom het jy laat daai persoon wat hier voor in die kerk gesit het nie meer daar sit nie? Omdat ons nie die kennis het van dit wat God sê nie. Mense wil voorgee, hulle is kinders van die Here. Mense moet baie pas op vir dit. Mense moet regtig, en dit is hoekom ek voel die Here het dit op my hart gelê, want as ek hoor hoe mense praat, jy loop in 'n winkelsentrum of by die werk of waar ook al, sê hulle, het jy hierdie op TikTok gesien, het jy hierdie op Instagram gesien, Jesus, hierdie ou is goed hoor, hierdie ou kan vir jou 'n woord bedien, en almal hang hulle lippe aan. Dis van hulle is wolwe in skaapsklere, hulle kom geklee as kinders van die Here, hulle stap hier in, profete en profetesse, en ek weet nie wat nog alles nie, en hulle lyk soos 'n kind van die Here, maar eintlik is hulle nie kinders van die Here nie, hulle is wolwe wat inkom om 'n skering te maak. En dit is wat dit so hartseer maak, is dat baie mense nie kennis het nie. Jy het nie kennis van dit wat die Here sê, en dit wat die woord sê nie, en dit is hoekom jy verlore gaan. Dit is hoekom jy verkeerde leraars aanhang, en verkeerde mense aanhang, want jy gaan inspekteer nie dit wat hulle sê nie. Jy gaan kyk nie dit wat hulle sê is reg nie. En hulle kom en hulle roof die skape van die Here, en daai skape sit in die kerk en dink hulle is op hulle pad hemel toe, en in die meantime is hulle glad nie eers naby aan dit. En dit is wat die Here die leraars oor die vingers tik. En tweede is dit die mense. Sien, ons jaag die nuutste TikTok ou op die nuutste persoon op TikTok wat lyk, kyk hy preek 'n ding aan die brand, of sy doen die mooiste boodskapie, en as jy dit luister, dan voel jy so goed en powerful, en ja, dis goed, ons moet mekaar bemoedig, maar ons kan nie net enige ding vat, enige ietsie moois oor die Bybel vat, wat jy op Facebook, of op TikTok, of op Instagram, of van ander pastore, van ander kerke sien, en sê, dit is die woord van God nie. Ons hang daardie mense aan, want ons wil saam met hulle onder hulle leiding wees, en onder hulle bediening, want dit laat my so goed voel, né? Maar dit is soos 'n veldbrand wat versprei. Julle weet in die Bybelse tyd, né, as hulle koringlande nou gemaak het, en hulle die koringsaadjies nou geplant. Weet julle wat het die
die ou langsaan wat wou gehad het, sy koring moet meer verkoop as joune. Weet jy wat het hulle gedoen nie? Hulle het 'n saadjie wat genoem, wat ek het gehuis op kyk, wat is sy naam? Draabok. So dit is soos 'n bossie. Hulle het daai saadjie by daai koringland, as hy gesien het, hy het nou sy saadjies geplant en hy gaan slaap nou, dan het hy vinnig gegaan en hy het sy daai draabok daar tussenin geplant. En dit kom saam met die koring op, né? En dit lyk te mooi, dit lyk soos koring. Maar daai draabok tot en met die koring ryp is, lyk daai draabok soos koring. Want as die koring ryp is en hy begin sy koringaartjie te vorm, dan word hy mos nou bruin en daai draabok word swart. Maar die probleem is, as jy daai koring dan gaan uittrek, jy kan nie hulle van mekaar afskei en red nie, want daai draabok het 'n bitter smaak. So dit het klaar ingetrek in die koring, dit het saam klaar opgegroei en jou hele oes wat jy gehad het is vernietig. Nou dit is hoe ek dit nou sien vanoggend. Ons dink hierdie ou is so goed en hierdie vrou is so goed en jy sê hulle bedien die woord van die Here so goed en ons hang hulle aan. En ons kom dit nie agter, ons besef nie die impak van daardie valse lering tot en met dit te laat is nie. En wat is dit? Wat as jy nooit agterkom dis te laat nie? Wat as jy die dag wanneer die Here kom en hy sê gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie, dan kom jy dit eers agter, dan is dit te laat. Dan het jy hierdie influencer of hierdie pastoor of hierdie persoon wat so mooi van die Here praat, het jy aangehang en jy het gedink jy is op die regte pad. Maar ons moet die geeste onderskei, sê die woord. Ons moet nie net iemand op TikTok of iemand wat famous is, vat as hulle woord is reg en waar nie. Daar's soveel as jy op Facebook gaan, daar sit, dan dink ek vir myself, sjoe, om te dink, dan gaan kyk jy die comments, en hoeveel keer was daai ding geshare? En hoeveel mense daarop gekom het, yes, dit is great, en hier is mooi, en daar is mooi, en dan dink ek vir myself, so ver van die woord van die Here af. So ver, en ons dink, wow. Dink net, as jy soveel vertroue in God het, en in jou geloof in God het, soos wat jy het in iemand wat jy nou opsien. Ek meen, kom ons vat, jy klim in 'n trein. Jy is nie bekommerd dat daai treinbestuurder weet wat hy doen nie. Hy het mos 'n lisensie, nommer 1. Hy het 'n lisensie, anders sou hom nie aangestel het nie, so jy's okay. En om sy lisensie te kry, moes hy sekere dinge deurgegaan het. So jy weet dat daai treinbestuurder is okay. Jy klim in 'n vliegtuig wat uit die lug uit kan val. En jy vertrou daai pilot, want jy weet hy's 'n goeie vlieënier, anders sou hy nie meer gevlieg het nie, né? So hoekom kan ons nie so ook ons vertroue in die woord van God sit nie? Hoekom kan ons nie hierdie woord vat en dit vertrou as reg en as waar en as dit is, die woord sê God se gees, se asem is in hierdie woord ingeblaas. Ons kan nie dit nie vat as God se woord nie, as God se riglyn vir ons nie. Dink net as ons soveel vertroue in God gehad het as in hierdie mense. Ons geloof soos mosterdsaadjies sou al sulke groot bome gewees het. Maar ons kan nie die dinge van die Here vertrou nie, maar ons vertrou op al hierdie mense. Ons kan nie net mense wat heilig lyk aanneem as dat hulle saak is die binnekant van die Here weg. Ons kan nie net aanneem dat as ek nou hier voorkom staan en ons lê die hande of verskillende pastore en goeders lê nou hulle hande op my en hulle bid nou vir my en hulle seën my en dit is so great, maar eintlik weet ek nie waar is daardie persoon se lewe nie. Waar staan daardie persoon? Nou lê hy sy hande op my en hy seën my nou, maar wat eintlik doen hy? Hy maak eintlik tweedrag, hy maak skeiding. Nou kom ek kerk toe met 'n ander tipe gees. En daar kom skeiding in die kerk en ons wonder hoekom, wat gaan nou aan? Nee, ek was by daai ander kerk gewees wat die pastoor se hande op my gelê het. Julle wil nie daai pastoor hoor nie, hoor, hy's powerful. As hy preek dan jy voel sommer hoe hoendervleis. Hoendervleis is nie die Heilige Gees nie. Ek net nou vir julle reghaal. Hoendervleis is nie 'n teken dat jy nou die Heilige Gees nou gevoel het nie.
Dit is net jou eie menslike emosie, wat vir jou sê, weet jy, ek voel nou cozy, of wat ook al. Maar dit is nie die Heilige Gees, dit is nie 'n teken van die Heilige Gees. 'n Teken van die Heilige Gees is werke wat volg, 'n kerk wat groei, mense wat groei, wat instap en uitstap, iemand anderste en nooit weer dieselfde wees nie. Kom ek sê dit so. So ek was in 'n vorige Pinksterkerk, né? En ek weet nie hoe julle daaroor voel nie, maar ek is okay daarmee as jy vir iemand bid en hulle val nie. Ek is okay daarmee as dit van self gebeur. Nou ek was in hierdie Pinksterkerk gewees waar elke Sondag as ons gebid het en daar was oor die 300 mense. Dit was 'n tentkerk. En daar was oor die 300 mense elke Sondag. En oor die dan moet ons daar staan en ons moet nou bid en bid en bid. Daar's 'n tannie en 'n oom, as jy begin met die gebed, dan lê hulle op die vloer. En baie mense het gekom en gesê, hoor jy, ek wil nie nou, ek gaan nooit vorentoe gaan dat hulle vir my bid nie, want dit hulle val dit om. En ek het altyd gesê, weet jy, die ding is, dan sê hulle, glo jy daaraan, glo jy nie daaraan nie. Nou my persoonlike opinie is, as die krag van die Here so op jou val, dat jy daar neerval, nee, dan is dit goed. Maar dan staan jy nie daarop en jy sit gou jou change in jou sak en jy loop uit en jy gaan steek jy 'n sigaretjie aan nie. Want kyk, as die Here met jou moet praat tydens 'n gebed, of die Here moet so kragtig in jou werk tydens 'n gebed, dan is dit klaar wel. Maar ek voel as die Here jou tot die grond toe neerslaan, you will never ever be the same as jy daar opstaan. Jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. So as jy daar opstaan en jy dieselfde persoon opgestaan, dan was dit nie van die Here nie. Dan was dit jy en jouself gewees. Dan was dit nie die krag van die Here nie. Want kyk, ek kan net dink wat die Here dan met daardie persoon wat op daardie vloer lê doen in daai oomblik. Wat 'n genesing, wat 'n krag, hardloop van die Here af direk met daardie persoon. Hoe kan jy daar opstaan en weer dieselfde wees? So, ons moet pas op. As ons na ander mense toe gaan en vra, bid vir my, en hulle lê die hande op jou. Dit was nou nie deel van my woord hier gewees, maar ek voel die Here sê net, ek moet dit net sê. Dan moet jy pas op wie daardie persoon is. Ek het 'n vrouedag een keer gaan bywoon van 'n vrou wat kragtig is, en ek het daar uitgestap en ek soos, wow, ek het nogal kaart toe gehardloop en vir my man sê, Jessie babes, ons moet haar boek koop, dis awesome, dis so awesome. En ek kom by die huis, en ek kon nie wag om hierdie boek te lees wat sy sê nie. En die eerste 3 bladsye, toe sê ek, hierdie is nie van die Here af. En die Gees het my so oortuig, ek haar boek gevat en ek hom in die asblik gegooi. En ek het daai vrou gaan follow op Facebook, want Jessie, ek was so intrigued met dit wat sy gesê het, en ek was soos, Jessie, ek moet nog van hierdie kry, nie? Jy weet daar, waar jy verby die kerk kry, en jy sien daar's baie karre, dan wil jy ook so toe gaan, of as jy sien daar's 'n slegte restaurant, en hulle maak die slegste kos, maar hoor die almal op Facebook praat van hulle, en elke keer as jy daar verbyry, dit boom daar hoor, dis net karre en mense, iets moet daar aangaan, daar moet iets daar wees, en die meantime is die kos so sleg, maar jy geniet dit, maar jy sê, ja, dit was lekker, maar eintlik was dit nie lekker nie, maar jy het net gegaan omdat al die mense soontoe gaan en almal praat daaroor en jy moet ook nou die experience kry. So hang ons hierdie mense na en ons volg hierdie mense en allerlei profete en leraars wat eintlik net ons misdraai. They're putting up a good show, right? Hulle sit hierdie mooi show op en hulle trek hierdie sonde mooi rokkie aan en elke Sondag gaan jy kerk toe en jy kom by die kerk en jy voel so goed want kyk die pastoor het gesê ek kan maar dit doen en ek kan maar dit doen solank as ek net na kerk toe kom en ek doen dit en ek betaal my tiende en ek is op my pad hemel toe en dan dink jy is okay. Jy dink jy is reg, jy dink jy is in die raamwerk van dit wat God beplan het. Maar eintlik staan jy hier in die buitelyn. Nie eers, as jy rugbyveld kyk, nie eers die middellyn nie, wat is dit middellyn en dan center en forward en dit nie, maar jy's daar, agter die paviljoen is jy, eintlik, nie? Maar jy dink, jy is op die regte pad, want dis mooi en dis groot show en dis alles, en ek moet vir julle sê, ek moet dit bieg.
elke Sondag wat ons hier so sukkel met die musiek en die goed, en dit binne my hart maak dit my so bitterlik seer, nee? En dit maak my partykeer so mismoedig dat ek voel, Here, hoe gaan ons dit maak? En dan dink ek, Jessie, Here, ons is nie so goed soos hierdie kerk nie, Here. En ek sien op YouTube al hierdie video's, Here, ons voorkant lyk nie so mooi soos die ander kerk nie, Here, daar hang nie 'n mooi kruis en mooi ligte nie, en my hart raak so seer. Here, ons het nie al hierdie musiek in die Here, ons het nie al hierdie dinge in die Here, en ek wil ook dit hê. Ek wil ook hierdie mooi band hê, en hierdie mooi show hê, en iemand wat die band kan lei, en jy kom nie in en jy stap en jy voel so goed. En dan dink ek, Here, hoekom het ons so sukkel, Here? En vanoggend, toe ek en Angelique praat, toe sê dit asof die Here vir my sê, weet jy wat nie, dis okay. Want julle is daar, julle daag op, julle doen wat julle moet doen vir die werk van die Here. Ons kom nie hiernatoe om net te kyk wat se goeie show ons kan opsit nie. Ons is hier, ons is net mens, ons is net onsself, we're not the best, but this is what we've got. En die Here gaan ons oprig. Want kyk, dit is nie mense wat jou toerus nie, dis God wat jou vat en jou bekwaam maak vir dit, die posisie waarin hy jou plaas. En nou het ons nie hierdie groot show en hierdie groot ding en julle gaan loop by die kerk uit en dink, Jessie, wow, dit was nou so great gewees nie. Maar hier binnekant dan dink jy, Jessie, maar daai woord wat die Here vanoggend gepraat het. En dit is waaroor dit gaan. Kerk kan nie net 'n show wees om jou te laat goed voel nie. Dit gaan oor mense wat uitkniel vir bekering. Mense wat by daai deur uitloop en hulle is verander en iets binnekant hulle verander. Dit is waaroor die kerk van die Here gaan. Dit is waaroor ons kerk maak. En ek wil vir julle lees 1 Johannes 4 vers 11. Dit sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het die wêreld uitgegaan. En party mense lees hierdie vers, dan dink hulle moet nou in die geestesrealm moet hulle nou al die satanistiese geeste nou kan uitken, hè? So as ek nou loop, dan moet ek weet, daai vrou is 'n satanis, daai vrou is 'n satanis, daai ou is 'n satanis, ek moet wegbly. En dis wat God vir my sê, sodat ek net moet waak teen die satanistiese geeste. Nee, in die kerke is daar baie geeste. Daar's baie verskillende geeste wat skeuring in 'n kerk bring. Wat verdeeldheid in 'n kerk bring. Dis hoekom die Here gesê het, toets die geeste, moenie net alles glo wat hier inkom nie. As dit goed vir die gehoor klink, dan moet jy dalk wonder hoekom. As dit hier binnekant goed voel en jy stap elke Sondag uit, ek wil nie hê almal met elke Sondag jy uitstap en sê, Jessie, dit is 'n great dienste. Ek wil eerder hoor my pastoor het daar iets gesê. Jessie, nou dan loop, jy moet die hele week loop met dit hier binnekant jou, soos, my pastoor, want dit moet hier in jou maal, wat ek gesê het Sondag, want die woord van die Here moet hier binnekant jou 'n verandering maak. Ja, dit is goed. Dit is goed, ons moet die uitstap bemoedig. Ja, ons moet die uitstap bemoedig en weer vol nuwe krag vir die week. Dit is wat die Here ook wil hê ons moet doen. Maar onthou, meeste van die kere is die Here se woord nie net 'n bemoediging nie, maar hy's ook 'n tweesnydende swaard. Hy moet ook na hier binnekant toe slaan, sodat hy hier binnekant ons kan verander. Wat help het ons voel net heeltyd goed en ons voel net heeltyd goed, maar die binnekant verander niks nie. En ek myself, die Here stap 'n pad met jou. So jy moet soms die uitstap en al hierdie dinge met jou kop maak en jy moet kwaad word. Onthou daai hele stappe van jy word kwaad en dan dan huil jy en dan acceptance en dan ek weet nie. Jy moet deur al daai stappe gaan om die ou Vivian te grieve. Om die ou persoon wat hier gesit het, wat hier ingekom het, te grieve. Jy moet daardeur gaan. Jy moet kwaad word. Hoekom kan my pastoor nou vir my dit sê? Hoekom kan dit nou? Nee, dit is nie reg nie.
maar gaan toets dit aan die woord. Gaan kyk of dit regtig so is. Dit kan nie net aan die gehoor gestreel word en ons voel goed vir 'n oomblik, maar niks hier binne kan verander nie. My volk gaan ten gronde. 2 Petrus 3 vers 17 sê, nou dat julle vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Om sulke mense na te jaag is soos 'n boom. Elke keer wat jy na daai persoon najag en jy gaan na daai kerk toe en jy voel goed, dan kap jy een worteltjie af. Dan kap jy nog 'n worteltjie af. Dan kap jy nog 'n worteltjie af. En voor jy sien, lê daai boom op die vloer. Dan kom jy nou vinnig na hierdie kerk toe, want jy het nou jou vingers verbrand. Dan kom jy hier en ons kry so groot gat en ons plant daai boom net daarin. Maar never again gaan daai boom weer wortels groei nie. Want die ding is, jou wortels is so vasgeanker in God, jou grondslagfase. Met graad 1 dan leer jy 1, 2, 3, A, B, C, D. En as jy by graad 3 kom en jy het nie jou grondvlakfase reg geleer nie, dan sukkel jy vir die res van jou skooljare. As jy nie daar A, B, C, D mooi geleer het en lettergrepe, ek is eilen, weet jy wat nie, mooi geleer het nie, dan sukkel jy jou hele skoolloopbaan. So as jy sulke leerlinge najaag en jy dink net dis goed en jy toets dit nie aan die woord van God nie en jou wortels is klaar geanker dan is dit verkeerd geanker en dan kom jy na 'n ander kerk toe en dan kan ons nie weer daai wortels laat skiet nie. Ons moet daai boom afkap. Jy kan nie net 'n boom in die gat en dan dink hy gaan groei nie. Daai boom moet dan nog maar vernietig word. Van voor af moet ons begin met 1, 2, 3, A, B, C. Van voor af moet ons weer die grondlegging weer opdolwe en weer van voor af nuwe grond sit en nuut besproei en 'n nuwe saadjie plant en weer van voor af begin. Maar dit is hoe dit is as ons hierdie mense najaag. Die woord van die Here sê in die laaste dae gaan hulle die anti-kris volg. Daar gaan baie wees wat gaan kom in die laaste dae en sê ek is die Christus en baie mense gaan dit volg. Hoekom? Omdat ons het 'n debat oor, gaan daar wederkoms wees, gaan daar wegraping wees, gaan daar nie 'n wegraping wees nie, hierdie kerk glo die wegraping daai en nie, hierdie ene glo die wederkoms daai en glo nie, hierdie ene dit, weet julle wat sê my woord? Dat die Here Jesus kom terug. En hoe gaan hy terugkom? En dit is wat ons moet kyk. Nou kom hierdie anti-Christus wat nou sê, hy is die Christus, en hy kom nou nie al hierdie glorie, omdat die Bybel sê, hy gaan kom, en hy gaan die wonderwerke doen, en alles doen wat ek doen, maar hoe gaan jy hom kan onderskei van dit wat die regte een is? Net as jy hierdie woord ken, en hierdie woord op jou hartstafel geskryf het, en jy weet wat sê hierdie woord, hoe gaan die Here Jesus Christus terugkom? Dan alleenlik gaan jy weet, wanneer dit verkeerd is, wanneer dit 'n fake Paula handsak is, of 'n regte Paula handsak is net wanneer jy die instruksies gelees het, en jy weet, 'n fake Paula handsak het nie daai kolletjie daarbo nie, maar 'n regte ene het dit. Dis al hoe jy dit gaan weet. En dit is hoekom ons jaag al hierdie mense na, en die Here wil hê ons moet wakker wees. Wees wakker in jou gees en in jou gedagtes en in jou verstand. Ondersoek my woord. Meet alles met my woord op, sodat jy nie verlore moet gaan nie. Sodat jy nie wegdwaal van jou vasheid wat geplant is nie. Sodat jy nie meer geslinger word met hierdie lering en daardie lering en ons maak nou so en ons maak nou so nie. Ons tegnologie het ons so bevorder nie. Ons bring nie eers meer Bybels kerk toe nie. Nou hoe weet julle dat ek het nie daai vooraf vir my seun laat tik? Hoe weet julle dat dit wat ek praat is volgens die woord van die Here? Het julle huis toe gegaan, neergeskryf, huis toe gegaan en dit gaan opsoek? Ek wil nou eers kyk of dit waar is. En dan teruggekom en gesê, pastoor,
Hy was nie op Golgotha nie, hy was in Getsemane gewees. Jy het verkeerd gepraat. Ek gaan dit een keer toets. Ek gaan 'n bietjie iets anders te sê en kyk, wie gaan dit. Dit is, julle kan nie net, even dit wat ek sê, net vat as waar en eg nie. Jy moet dit wat ek vat, wat ek sê nou vanoggend, wat ek voel het die Here op my hart gelê, moet jy huis toe gaan en jy moet dit gaan ondersoek en sê, hoekom, wat staan hierso regtig? En dan moet jy terugkom na my toe en sê, okay, dit was 'n regte woord gewees, of nee, jy was verkeerd. Maar jy moet nie net alles vat as waar en reg nie. As ek moet kyk op skool, my kind kom altyd huis, nou ek weet nie van julle nie. Maar kyk wat juffrou sê is wet. Daar is niemand wat vir jou iets anders te kan vertel nie. My juffrou het gesê dit, en dan kan jy maar vergeet, ma's is dom en pa's is dom, maar my juffrou weet alles. En weet julle, dit grief my elke keer as ek moet hoor, in geskiedenis, dan leer hulle die kinders dat ons is afstammelinge van ape. My Here Jesus Christus is nie 'n aap nie, en hy het my in sy ewebeeld geskep. Hy het my nie laat die wil van 'n aap af in 'n mens nie. En dit is die dinge wat jy leer op skool. Hy staan in 'n leraarsamp. Ons stuur ons kinders, ons bring hulle Sondag kerk toe. Ons leer hulle van die Here. Ons sing al die halleluja koortjies en hulle het hulle kinderbybel en ons voel so goed en hulle gaan skool toe en die onderwyser vertel vir hulle, daar is nie so ding soos 'n wegraping nie, of daar is nie 'n Noag se vloed gewees nie, of daar is nie 'n dit nie. En daai kind gaan, my juffrou is wet, want dis hoe hy geleer word op skool, wat my juffrou sê, is die waarheid. Daai kind word groot met dit. Nog beter. Wat van as daai onderwyser 'n ateïs is? En jy het jou kind geleer van die Here, van die Here, van die Here, van die Here, en nou gaan jou kind skool toe en 'n ateïs onderwyser leer jou kind. Onthou, hulle is baie slim. Ek praat nie van die ateïste nie, ek praat van die duiwel. Hy's baie slim. Hy gaan daai persoon, daai onderwyser gaan mooi weet hoe met daai kind te werk. Ek gaan nie net so vir jou vertel. Ek gaan so omlangs en onderlangs en voor my kind op die hoërskool klaarmaak, is my kind 'n ateïs. En dan wonder ek hoekom? Hoekom? Ek het Bybel met my kind gelees en ek het my kind kerk toe gevat. My kind het 'n Bybel en hy lees elke aand sy Bybel en hy bid en hy is so getrou aan die Here. Okay? Het jy jou kind die grondslagfase geleer van dit is wat in die laaste dae gaan gebeur. Dit is wat jy voor moet uitkyk. Dit is wat jy voor moet pas op. As jy nie jou kind dit geleer het nie, gaan jou kind ook daar op die skoolbanke sit en enige ding net aanvat as waar en reg, maar nie die geeste toets nie, want jy het nie vir jou kind geleer nie. My kinders weet, as hulle iets geleer het in die skool, wil ek alles weet. Ek wil alles weet. Alles. Tot as die juffrou daar geraak het in die klas, siek geword het, ek wil alles weet. En dan kom Nathan huis en hy sê, mamma, hierdie juffrou, my meneer het gesê, my NS meneer het gesê, dat dit is nie so nie. En dat daai is nie waar nie. En dat dit is nie so nie. Hy sê, okay, kom ek gee jou 'n skrif om môre vir jou NS meneer te gaan gee. En dan gaan sê jy dit vir jou NS meneer en dan sê vir hom, die Bybel wat ek lees, sê dit. En dit is wat ons die grondslagfase doen. Wie kyk The Chosen? The Chosen is, dis hierdie wow ding, né? En jy volg dit, want jy kyk, okay, hulle draai dit so bietjie, maar seker nou net vir rolspel, maar jy gaan kyk, sê nou soos ek was, wat 'n paar episodes kyk, en dan kyk jy, staan dit so in die woord. Maar nou die dag doen hulle 'n interview met die ouetjie wat as Jesus speel. En in daai interview, en ek is jammer ek oordeel nie, maar die woord van die Here. In daai interview het hy 'n groot ring met 'n skedelkop aan sy vingers. En hy doen die interview so met daai ring wat so wys van die skedel. Nou ek het nie 'n probleem met draai jou skedelring as jy wil, maar hy staan in 'n leraarsposisie. Hy staan in 'n posisie waar hy 'n verandering kan maak
volgens die woord van die Here en hy sit daar en hy sê, dis oukei om 'n deel van die wêreld te wees en dis oukei om die Here ook te volg. Hy maak nie die onderskeid nie. En hoe weet ons wat daai ring vir ons simboliseer? Dit kan dalk net 'n ring wees. Dis oukei. Daar's mense wat van dit hou, wat dit is hulle tipe styl. En dis oukei. Maar wat simboliseer daardie ring vir hom dat hy dit dra? En ons weet dit nie. Nou volg jy The Chosen, jy kyk The Chosen en jy, dis 'n awesome ding en jy kyk dit en dan op die einde van die dag weet jy nie wat hy eintlik doen deur The Chosen nie. En daai kom deur in jou gees. Jy hoor dit nie, want jy is besig om kos te maak, jy kyk net. Maar jou gees neem al daai op soos 'n spons. En jy weet nie wat hy daardeur praat, wat jou ore eintlik mis nie. En dan gaan jy mislei. Dan as jy sien, as jy van die pad af. 2 Timoteus 4 vers 4 sê, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle wend tot fabels. En dit is hoekom ek voel, ons moet so versigtig wees. Ons kyk in die week, kyk ons ook nie snaaks, nee? Wat is baie snaaks? Ek dink is nommer 2 gewees, waar hy nou was hy op 'n werksding. Hy het die my net omgestuur op 'n werksding, nee? Ek kan praat van almal ken ons nie snaaks nie. So toe sit sy nou binne die haarsalon, dis hulle anniversary, en sy doen haar hare, en Betsy of wie ook ever kom en lees haar teeblare in die teekoppie. Nou, daar's baie mense wat dit agtervolg, en daar's baie mense wat hardloop na die huisgenoot toe en hulle sterretekens gaan kyk, wat sê my sterre vandag vir my, gaan dit 'n mooi dag wees, gaan ek afvoel, gaan my wiel bars, wat gaan my sterre vandag vir my sê? En dan gebruik hulle altyd die verskoning, maar as dit mos nou niemand seer maak nie, as my sonde mos nou niemand seer maak nie, dan wat doen ek nou? As ek nou 'n hele kas bier uitdrink of 'n hele pakkie sigarette oprook, ek rook mos nie voor jou nie en ek blaas mos in jou gesig nie, ek maak jou mos nie seer nie. So, hoekom mag ek nie dit doen nie? Dit maak mos nou niemand seer nie, want 'n sonde gaan ons net oor as dit iemand seer maak, nie? Dis dit in die Bybel. Nee. Dit gaan oor, jy maak jouself seer. Nou gaan lees jy die koppie teeblare en jy lees die sterre en jy gaan net jou palm reading en jy laat al hierdie dinge. Die Bybel wat ek lees sê, jy mag dit nie doen nie. Jy mag dit nie doen nie. Dit is 'n sonde voor God, jy mag dit nie doen nie. So dit maak nie saak of ons dit sê, dit maak niemand anders te seer nie, jy mag dit nie doen nie. Want jy breek jouself aan, jy doen jouself skade aan. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Nou die laaste ding waarmee ek wil afsluit, in die Engelse nuwe vertaling sê hulle, daai versie, maar dan sê dit so mooi, en sê hulle, dit is 'n gebrek aan revelation. Om 'n openbaring van God te kry. Die volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan openbaring. Nou ons almal ken Joël 2 vers 28 wat sê, en daarna sal ek my gees uitgiet en dit sal op julle seuns en julle dogters sal profeteer en die ou mense sal drome droom en die jongelinge sal gesigte sien. Nou wil ek vanoggend iets vir julle laat. In daardie lig. Waar is ons openbaring in ons droom? Waar is die droom wat ons vir hierdie gemeente het? Wat die Here in ons hart gesit het. Waar is ons openbaring vir hierdie gemeente wat die Here het vir ons? Waar is dit en hoekom is ons siek? Hoekom is daar sitplekke leeg? Hoekom is daar dinge wat nie gaan soos wat dit moet gaan nie? Wat is dit wat ek in myself, my kennis van God, afgeweer het? En verkeerde lerings nagelaat het. Want onthou, vers 6 sê, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet.
jou hele grondgebied, jou hele alles, jou kinders se toekoms, alles hang af van dit wat jy doen. En as jy in jouself nie die kennis van God het nie, en jy volg verkeerde lering, of jy doen verkeerde ding, of 'n leraar, dan kom hier en hulle praat verkeerde dinge, dan is hierdie hele grondgebied vernietig, en ook die kinders is vernietig. So ek wil net dit met julle laat, en ek wil julle daaroor gaan dink in die week. En dan moet julle volgende Sondag vir my iets kom sê, of in die week. Ek sal 'n openbaring vir my hê, vir iets vir my hê. Maar wat ek net voel die Here lê op ons hart vermoede, is dat ons moenie alles glo. Toets die geeste, maak op jou Bybel. As jy 'n Bybelversie op Facebook sien, moenie net dink dis 'n Bybelversie of dit so gekopie-paste is nie. Dit kan uit 'n ander tipe vertaling wees. Gaan haal jou Bybel en ondersoek dit. Kyk, dis wat die woord sê. Gaan lees 'n bietjie terug, gaan lees 'n bietjie na dit en gaan lees die hele konsep waaroor dit gaan. Want ook baie mense haal dit uit konteks uit, né? Ek haal net hierdie skriffietjie uit wat sê vroue mag nie pastore wees nie en 'n hardloop daarmee. Maar ons gaan lees nie die hele agtergrond waaroor dit gaan, hoekom Paulus dit vir die Korinte gesê het. Ons vat maar net daai deeltjie en dan gaan ek daarmee. Ons moet die hele konteks gaan lees. So gaan ondersoek dit heeltemal en as jy dit nog steeds nie verstaan nie, dan bid jy en sê Here, gee my wysheid en kennis dat ek die Gees kan onderskei wat ek nou hier gelees het. En as iets vir jou nie lekker voel as jy in 'n vertrek instap nie, dan moet jy dit onthou. Jy moet dit vat, want dit is die Heilige Gees wat jou lei. As iemand vir jou iets sê en jy voel, ek weet nou nie regtig of daai nou reg is nie, stop net daar. En sê Here, gee my nou die openbaring dat ek hierdie geeste kan onderskei. Dat ek kan weet wat waar is en wat nie waar is. Laat ons volk nie ten gronde gaan. Dat ons nie in ons geankerde posisie in God kan wegval, omdat ons al hierdie dinge luister wat mooi is. Amen.